Die podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Welkom terug dames en here by die Harry and Joe Experience. Herman, ons is in 2026 en wat 'n jaar wat vir ons voor lê. Ja, maar ek dink dit is belangrik om ook in ag te neem watter jaar verby is. Ons ou potgooi is so wat 3 maande 3 oud. maande. So ons moet vir julle sê baie dankie vir die ondersteuning wat ons tot en met nou toe gekry het. Al die liefde. Sover het ek nog nie te veel haat gesien nie, maar ek sien uit wel vir die dag wat dit gebeur. Kontroversie is waarvoor ek lewe. Ek dink soos as ons moet teruggaan na die afgelope 3 maande, as mens eers begin iets leer en jy begin kyk hoe dinge werk en veral hierdie potgooi, dan begin mens nogal verstaan hoekom meeste mense na die derde potgooi ophou. Ja. Maar ek moet sê te danke aan julle en die ongelooflike terugvoer wat ons al van ons gaste gekry het en so, is ons ongelooflik bly en eintlik opwindend En en dankbaar. opgewonde vir die volgende jaar. Ja nee, absoluut. Nee, ek moet sê dit was 'n ongelooflike jaar wat verby is, maar ek kan vir julle beloof 2026 gaan net groter wees. So Ons verwag 'n 52 potgooi hierdie jaar as ons ja, daarvoor kan mik. dis ons mik eerder hoër as laer, Ja. maar minimum, wat het ons gesê? 40. Minimum 40. So verwag amper eindelose gesprekke en ja, wat is amusement in Afrikaans, Joe? As jy eers seker in die oomblik is mens altyd so sleg om te vertaal, maar ek dink dit nie nou lyk ons net dom. Kom ons gaan aan. Maar eerstens wil ons vir julle vra, as julle hierdie kyk nou op die oomblik, doen vir my 'n baie groot guns. Julle weet wat Dude Perfect altyd doen, dan sê hulle pounded nuggets, ja, nee, ja. maar gaan like en subscribe. Doen alles om ons sosiale media platforms asseblief te laat groei. Ja, ondersteun ons. Asseblief, soos hierdie is, ons het 'n groter visie, dis soos ons laas al genoem het, ons visie is om die jeug en die narratief bietjie te beheer. Nie net hierdie normale mense wat ons elke dag op sosiale media sien wat net eintlik aanjaag en hulle opinies wat ons weet nie waar kry het. Dus daarom kry ons gaste wat actually oor goed weet. Ja, presies. En daarom wil ons julle moet kyk. Ja, en dankie vir die views en vir die likes. Ja. Maar dis die followers wat saak maak. Ons wil weet, ons maak 'n verskil. Ons wil hê julle moet julle harte en denke saam met ons vorm, want dis ook wat ons doen. Ons is wat 'n 20-jarige en 'n 21-jarige duo wat letterlik ook nie veel van lewe weet nie, maar ons leer saam. Dis die hele punt van hierdie. So ja, maar voorspoedige 26 Voorspoedig 26. 2026. 2026. Maar kom ons gaan aan. Herman, hierdie afgelope 3 maande was eintlik nogal interessant geweest. Ja. As ons kyk, nou kom ons begin ook eers, wat het jy hierdie vakansie gedoen? Was jy 'n bietjie weg gewees? Het jy Ja, ek het vir my sussie in Tarkastad gaan kuier. Tarkastad, is dit iewers oor see vir die, ek weet nie, waar is dit? Dis ver weg, kom ek sê vir jou. Daar wil niks en nêrens. Is ja, in die middel van niks en nêrens. Toe gaan ons see toe. Daarso naby Margate. Was heerlik. See is 'n wonderlike plek. Branders lyk mooi, die see lyk mooi skoon. KwaZulu-Natal lyk actually nie te bad nie. So daai's hierdie keer 'n verligting. Joe, wat jy gedoen? Nee, maar ek net om by daai KwaZulu-Natal by te laat. Jy op 'n stadium met ons ook daar in Ramsgate vakansie gehou. En dit was net dis die lekkerste strande, die watertemperatuur is net reg om in te swem, die grootste golwe. Maar toe dit mos so vuil begin raak en ek dink dis toe die hele Gauteng eintlik begin Vleesbaai, Mosselbaai, Stilbaai toe gaan het, al die babbaais. Ja. Hulle het Matriekbaai. matriekbaai. Okay. Maar ja, so en ek dink ons was nie vreeslik, ons was nie see toe gewees nie. Ek dink om vir ons was hierdie jaar bietjie Vrystaat toe gewees. Ons was bietjie Nelspruit toe gewees. Ons was eintlik maar so in die omgewing, familie gekuier en op die eind van die dag eintlik net die aftyd bietjie geniet. Ag, dis waaroor hierdie vakansie gaan nou. Dit gaan oor die aftyd. Dit gaan oor afskakel sodat wanneer jy weer moet aanskakel, jy nie shutdown of 'n system glitch of wat ook al kry. En dis wat ek nou vir jou pa gesê het, soos vir my is dit eenvoudig. Ek kort 'n week om af te skakel, dan kan ek weer werk. Nee, gee my 3 maande en ek's halfpad daar. Maar ten minste jy halfpad dan, hè? Ja, dit is iets. So wat, jy's nou 'n kwart, want die vakansie was maar 'n maand. Ja, nee, maar daar's nog oor. Jy moet dit onthou. Jy moet dit onthou. Maar
terwyl almal weg en af was, het daar nogal groot ding in Suid-Afrika gebeur. Ons wêreld het bietjie skade gekry. Daar was brande, daar was vloede en dit is Maar die vraag is dit eintlik skade of is dit nie net die natuur wat homself onderhou nie? wel Brande is nie noodwendig sleg vir die natuur nie. Hulle sê dis eintlik 'n begin dat dis sleg vir daai mooi huise daar. Dis sleg vir die mense wat Definitief, ja. afhanklik is Baie, van dis die baie land. sleg. Want al daai plase wat afbrand, die sederberge wat afgebrand het, dis tragies vir my. Dit is baie. En die hele het jy daai video gesien van hoe die kreer wildtuin op die oomblik lyk? Maar weer eens Dis vir wild, natuur dink ek nie. Dis die natuur moet mens toelaat om homself te onderhou. Sulke goed gebeur. Maar vir die mense is dit baie sleg. Ek bedoel die hoeveelheid skade wat veroorsaak word. So AfriForum het mos nou eintlik vir hierdie spesifieke mense 'n go, soos daai tipe GoFundMe net om geld in te samel. Want baie mense het skade gely hoor. Maar interessant genoeg, ek sien hier's Belgiese mense en mense wat natuurlik in die Kreer kom vakansie hou. Ja. Nou sit hulle al vas. Ja, wel, daar's erger plek om vas te sit in my opinie. Iran, Groenland binnekort. Groenland binnekort. Ons sal nou daar praat. Ja, politiek om nou, maar dis ligsinnige politiek. Ons Ja. ons bly weg van enige Suid-Afrikaanse goed af Ja. ter wille van ons eie veiligheid. Ja. Okay, maar nog 'n belangrike ding om te besef. Ek en Johannes is nou natuurlik nog studente, maar daar is nou natuurlik ook 'n nuwe jaar van studente wat by ons bykom en dit is nou die nuwe groep van eerstejaars. So as jy eerstejaar is wat nou uit matriek uit instap, besef niemand gaan jou hand vashou nie. Daar's baie geleenthede in universiteit. Vir iemand om jou hand vas te hou. Ja, As jy verstaan wat maar ek bedoel. ja, maar moenie daai prioritiseer nie. Johannes is die slegste voorbeeld wat jy kan hê vir sulke Omdat ek in 'n Moet verhouding dit nie is. doen nie, omdat jy gelukkig in 'n verhouding is. Ek verwys na jou eerste jaar. Maar ja, universiteit gee jou geleenthede, maar nie rigting nie. So dis jou verantwoordelikheid om vinnig te leer, ook foute te maak want jy leer uit jou foute uit. Ja, En maak nog net die- vinniger as enigiets anders. Maak net die regte foute. Soos moenie die foute maak wat jy vir ewig gaan beïnvloed nie. Soos regtig soos moenie dink eerste jaar is daar vir jou om net te gaan partytjie en dan word jy alkoholist binne die eerste jaar. Kom ek stel dit so, doen dit eerder in jou eerste jaar as jou tweede, derde, vierde. Of En met of alle besef respek net gesê. besef net jy kan net drank met jy hoef nie jouself te oordrink nie. Verstaan? Nee, Ek maar dink dis dis jy ongelukkig- het dit nooit gedoen nie, ek het dit nooit gedoen nie. Ja, maar So hoef dit nie ons is by ver in minderheid. uitsonder. So en ons praat nou van die gemiddelde student. Die gemiddelde student drink. Kom ons is dis baie okay, eerlik. daar's En ons drank niks is fout mee nie. niks fout met drank nie. Wees verantwoordelik, Daar's wees hy. slim, maak foute, leer uit die foute uit, maak seker daai foute beïnvloed nie die res van jou lewe nie. Want ek kan jou beloof, maak eerder die fout van 'n enkele bier te veel drink as om 5 biere te veel te drink, daai fout te maak en dan oor 9 maande is jy 'n pa. So ons bly heeltemal weg Okay. daarvan weg. Maar ek dink ook die belangrikste ding as jy op eerstejaars vlak is nou en ons kan dit sê want ons is op leierskapstrukture en so en ek dink dit is hoekom ons iets hieroor kan sê. So hier is dalk die eerste keer wat ons kan sê hierdie kan jy vertrou. Approved. Harry and Joe approved. Wel, Ja, maar dit hang nog steeds van jou oordeel af op jou end. maar al wat ek net wil sê is neem net aan alles deel. Die enigste Wees plek betrokke. wees betrokke, doen alles. As jy dink jy is nog nooit 'n kultuurou nie, gaan doen bietjie kultuur. Herman het nooit regtig gedink hy's 'n kultuurou nie. Ons het nooit gedink hy's 'n kultuurou nie. Toe klim hy op 'n verhoog en hy was regtig uitstekend geweest. Altyd die kultuur hou. Ek sien So goud. Hollywood, enigiemand as jy 'n akter soek, die volgende James Bond, die volgende Michael Jackson, ek weet nie. gaan op Kry vir Herman want sy Ja. hare raak naby aan dit. Okay, daai is Maar nodig. wat ek net dink- wil sê is geniet die tyd, maar neem aan alles deel want as jy aan alles deelneem, dan kry jy ervaring. Eendag by werksplek, eendag in jou verhouding, familie, gesin, die enigste ding wat jy kort is ervaring en al jy dit kan opbou is as jy actually die ervaring gaan kry. Ja, maar weer eens gebruik nog steeds jou eerste jaar om te doen wat jy in 'n sin wil doen. Eerste jaar is in my opinie jou enigste jaar van die universiteit waar jy nog werklik 'n 50-50 balans tussen 'n sosiale lewe en akademiese lewe kan hê. Glo my, daar moet 'n akademiese lewe wees. Ja. Maar in jou tweede jaar, derde jaar, veral as jy 'n moeilike graad swat, enige BCom graad, enige regsgraad, medies, ingenieurswese, as jy 'n sosiale lewe het, wel gedaan. As daar enigiemand is wat kyk wat medies swat of ingenieurswese swat wat in sy tweede, derde of vierde jaar sit en
jy het vriende, nee, joke, maar jy het 'n sosiale lewe, wel gedaan, dit wil gedoen wees, vir die res van julle, as jy BA algemeen swat, kuier soveel soos wat jy wil, Ja. jy weet, nee, Maar vir al die mense met BA algemeen, daai is 'n grap. ek dink ook soos as jy op 'n plek kom wat jy besef soos jy's nou in universiteit. Eerstens jou ouers betaal baie vir dit. Ja. So respekteer dit. As jy self daar betaal, well done. Ek Dan bedoel, doen net studente. daarmee wat jy wil, maar onthou, jy betaal dan ook daarvoor. Maar wat ek net wil sê is moenie daai hierdie eerstejaars wees of hierdie studente wat ons saam met ons geswat het en dan sit hulle in hulle 4de, 5de jaar en hulle is nog in hulle besig met tweedejaarsvakke. Soos al wat ek net wil sê is gebruik die geleentheid, leer wanneer jy moet leer. Ek sê nie jy moet 24/7 leer nie. Ek sê ons het nie eers dit altyd gedoen nie. Ja. Maar die tye wanneer ons geleer het ons geleer en ons het hard geleer. Presies. Dit is nie maklik nie. Ek vra vir Herman, dit is moeilik om so te Ja. sit en leer. Ek het 7 vakke die afgelope tyd geskryf wat 'n besige rooster was. Ja. Herman het 6 geskryf. Soos op die eind van die dag moet ons net besef, dit is moeilik, maar dit gaan van jou afhang of jy kan sit en leer. Dis belangrik om te onthou, hoërskool word jy gevorm en in my opinie is hoërskool van die belangrikste jare van jou lewe, maar nou in universiteit, dis wanneer jy werklik herontwerp word. Dis waar jy gaan van 'n dogter of seun na man of vrou toe en daai verandering is crucial. Dis baie belangrik. Is nogal snaaks, want met vandag se tye kan dit nogal iets anders beteken, maar Ja, julle verstaan wat ek bedoel, hoop ek. Ons hou dit rustig. Maar ja, herontwerp jouself, vind uit wat jy like, wat jy nie like nie, moet dit nooit ten koste van jouself of ander doen nie, in my opinie. Maar, En ja. bly altyd, in Engels sal hulle sê, stay true to yourself. Ja. Dis vir my die Iets belangrikste raad. Wat vir my ook belangrik is, wat ek onlangs besef het, is swattings is nie vir almal nie. Ja, So, definitief. moenie dink jy moet gaan swat nie. Swat was nooit ontwerp destyds deur die wie die eerste swattings begin, kerke het swattings begin, maar dit Ja. eintlik gaan dit was nooit ontwerp vir elke mens in die samelewing nie. Dis oukei om met jou hande te werk. Dis oukei om jou eie besigheid te begin. Dis oukei om Soltech toe te gaan. Soltech, Soos hulle is briljant. ongelooflik goed. Briljant. Al wat ek net sê is, Ambagsmanne. Ambagsmanne is daar's meer aanvraag vir ambagsmanne, ek wil sê, Met AI oor die vandag. wêreld in Amerika as enige plek in die en wêreld. met AI vandag wat baie werke begin wat niemand het meer sekerheid oor Nog hulle werk lank nie. vat voor 'n Ons bring 'n AI lekker mule riding kan doen. Kom ek sê vir jou. Mens weet nooit, die robotte Ja, wat maar vandag uitkom. lank vat. Ja, dit gaan Lank bietjie langer vat. Maar al wat ek net sê is soos doen die beste wat jy kan. As jy binne die eerste 4-5 maande besef, luister, swattings is nie vir my nie. En nie omdat jy lui is nie, maar swattings is nie vir my nie. Gaan aan, doen jou eie ding, werk met jou hande. Die Here het ons op verskillende maniere gemaak. Ja, ons almal is Is nie aangelê op almal, verskillende plekke. Maar ons lecture is verby vir al die eerstejaars en enige student wat Sterkte. kyk. Sterkte. Mag dit 'n goeie 2026 akademies, sosiaal en geestelik wees. Nou, En geloof. en dis hoekom ek geestelik gesê het. Is dit wat jy bedoel? Nou 'n bietjie kom ons gaan bietjie in die politieke rigting. Trump en kom ons sê Groenland. Eintlik kan mens letterlik enige land in die Ek sal wêreld op die weer, oomblik hierdie neem. gee my 4. Maar, dit is 'n bloedborrel. Sal jy sê Trump is terug, sê hy sterker as ooit, sal jy sê hy swakker as ooit? Hoe sien jy dit? Ek dis nie dat ek is nie iemand wat sê ek's 'n Trump supporter of nie. Ek support van die goed wat hy doen. Ek stem natuurlik nie als met die manier hoe hy goed hanteer en ek dink baie keer is hy nie baie sosiale media slim nie, as ek dit sou Ja. kan sê. Hy's nie maar in elk geval, maar baie goed wat hy doen stem ek nie saam. Ek bly nie in Amerika nie, so ek sal dit nie eerstehands beleef nie, maar wat ek wel kan sê is die feit dat hy Venezuela se president gevat het uit sy land uit. As jy daai video gaan kyk oor hoe hy dit gedoen het. Daai ou, jy kan hom nie stop nie. Ek wil net sê jammer, Hy het hom maar eers dis- gevat nie. Brother het hom ontvoer. Jy weet, hy het hom en sy vrou gekidnap. En dis eintlik so vernederend en dis eintlik te dank aan die oppositiepartye wat in Venezuela is, maar hy het hulle nie soos 50,000 olie Ja, hulle is die barrels of iets rykste, gekry hulle nie. is nommer 1 in die wêreld Ja, met en uit Amerika 50,000 oliebarrels of Ja. wat ook al mense dit noem. En as gevolg daarvan is die moontlikheid dat die petrolprys in Amerika ja, onthou dit affekteer aansienlik daal en raai wie affekteer dit? China, Rusland, al die Baie lande keer so dit. wat 'n ongelooflike strategiese plek. Soos hierdie hele ding van en jy kan nie my opinie, jy kan nie kwaad wees vir Trump dat hy hierdie gedoen het nie. Wat het Venezuela gedoen? Hulle het aanhoudelik drugs Ja. in Amerika aangestoot. Ja. Hulle het aanhoudelik slegte mense. Hulle het hulle tronke en hulle mense, die mense wat mal is in hulle land, wat in tronke het, hulle laat los in Amerika. Soos
jy kan nie vir my sê as ek eendag iewers dalk 'n president is soos Trump of so en ek sal presies dieselfde vir my land doen, want hoeveel kinders lê onder, hoeveel mense lê? En die realiteit is van 2014 af het Venezuela se inflasie, ek dink oor die 600% gestyg en 8 miljoen wat ek dink omtrent 20% van hulle bevolking was, het getrek. Die mense het partytjie in hulle land toe onwettig of nie, hulle wou nie meer daar wees nie. Nee. En die hele feit dat Venezuelans oral oor die wêreld toe Trump nou vir wat se Magrero wat ook al gevat het, toe en hulle begin dit celebrate en hulle is van hierdie is die beste ding ooit. Dit sê vir jou genoeg, want dis mense wat onder hom gelewe het, is mense wat besef het wat 'n skade hy aanrig. So Trump het vir Venezuela as 'n nasie, in my opinie, baie. En wie is die mense wat kwaad is hieroor? Die mense China en Rusland. En as jy dink China en Rusland en die linkse mense. En die linkse mense. En as jy dink China en Rusland is enigsins aan jou kant. En soos regtig word wakker, want dit is die mense wat regtig hulle sien, en hier kom moeilikheid want dit affekteer, dit maak Trump nog en die hele Amerika nog sterker. Ja, dis powerplay. Mens moet versigtig wees om Amerika te verafgod hou. Maar by ons oorspronklike punt, Groenland. Hoeke sal jy sê sal Trump Groenland wil oorneem, binneval ensovoorts? Wel, vir die pleinweg rede en ek het nou dag 'n video ook daar gekyk en dit kan dalk nie meer reg wees nie, maar dit gaan eerstens baie mense sê dit gaan oor Antarktika en die gasse wat daar vrygelaat word. Verligging. Hulle hulle kan daai gasse gebruik in Amerika. So die volgende plek is om te kyk wie kan Antarktika kry, want ons baie finansiële waarde daar. Die ander ding is Amerika is die enigste land wat nie beheer het. As jy 'n aardbol nie 'n plat kaart kyk nie, maar die ronde aardbol kyk, is Amerika omtrent die enigste land wat nie toegang het tot daai boonste gedeelte van die aardbol. Nou wat maak dit? As daar atoombomme in iets gestuur word, eerstens is Groenland dan kan dit vroeër gesê word, so daar's 'n vroeë radar wat dit optel. En ons vroeër en dan tweedens aan die bokant van die aardbol het hulle dan omdat Groenland daarbo is, kan hulle klomp van hulle verskillende radarstelsels en goed neersit wat meer mag gee. Ja, ek hoor jou. Vir my in my opinie is die logiese rede ligging, hulpbronne, maar ook militêre waarde en militêre krag. Presies dit. Ja. So in daai as jy so daarna kyk, en hy vat dit nie oor met soos gaan in en bom die plek en weer mag. Nog nee, maar wat hy gesê het is ek weet nie wat om van Trump te verwag. Ja, maar wat hy gesê nee, ek dink as hy dit doen, gaan hy heeltemal teen sy world peace ding wat hy probeer reg. Maar jy moet onthou, hy sal nie dit ja, maar wanneer leiers begin praat oor grondvat, nie, want hy praat meer van vat as onderhandel. Hy sê hy's ook vir onderhandelings, maar hy praat van vat. Dis wanneer mens weet diplomatie val. En diplomatie wat val is nie wat hierdie wêreld op die oomblik nodig het. Ek kan nie dink. Hy het nou net 'n oorlog gestop, 2 oorloë gestop. Hy probeer nou Iran help. Verstaan, met al die Christene wat doodgemaak word. Nou, okay, kom ek vat Groenland. Soos dit is soos ek maak hierdie reverse. Ek maak hierdie reverse. So, nee, hy sal dit nie doen nie. Hy het vir die mense gesê dat hy gee soveel hoeveelheid geld vir elke resident wat daar is as hy die land kan kry. En en baie van die ek het al comments gaan lees en so baie van die mense in Groenland soos asseblief ek soek hierdie as my president. Want ja, so ek kan nie dink hy speel 'n Uno reverse kaart teenoor homself nie. Dalk is sy manier om die wêreld te probeer oorneem, maar ek kan nie dink dis die geval. Trump hy's net unpredictable. Jy weet nie waar hierdie ou gaan nie. Maar maak dit 'n goeie leier. Ons sal sien. Ja, ons sal sien. Hy het tog helfte van sy termyn oor, meer as helfte van sy termyn. En hy doen sover baie goed. En hy doen sover volgens ons uit 'n perspektief uit buite. In my regse konservatiewe opinie. Jou volgende punt. Joe, gaan ons 'n bietjie praat oor sport. Ja, nee, hoekom nie? Kyk, eerstens wat ek net wil daar buite sit. Wat gaan aan met die Ronaldo en Messi debat deesdae? Ek weet nie, ek weet nie van julle nie, maar dit raak belaglik. Dit raak toksies. Dit raak erg. Arme Ronaldo, bro, maar soos aan die een kant, wat doen hy? Ons kan 'n paar klips hierso sit waar hy tantrums gooi, hy skop mense, hy skree op die refs. Hy daai een ou elmboog. Ja. Hy kry rooi kaarte. Hierdie ou tree glad nie soos 'n goeie sportmanskap persoon op nie. Soos hy kan ek vir jou sê, op 'n stadium dink ek het dit vir hom als oor legacy gegaan. Ek dink het vir hom natuurlik soos oor die algemeen oor statistiek gegaan nie. Hy het nie veel omgegee oor nommers ensovoorts nie. Hy wou net die undisputed GOAT gewees het.
hy kom nou op 'n punt in sy loopbaan waar hy die naaste persoon ooit was om 1000 doele aan te teken in 'n professionele loopbaan. En ek dink hy begin daai chase. Dis kom Maar het hy dit nie nou klaar? Ek dink dit Messi en Nee. okay. Nee, Dalk sy nog 1000 niemand het- games. Hulle is ja, maar hulle is Ja. baie naby. Maar Ronaldo is baie nader as Messi. Ek kan nog steeds meer Maar van hy's Messi. 2 jaar duidelik. ouer. Ja, maar dis Hy het meer games. Soos vir my is dit obvious dat hy dit eerste moet kry. en hy's meer van 'n goal shooter. Hy's Oeh, jy gaan nou kom en skryf hierdie. nee, ek sal dit sê. Ek dink kom ek stel dit so. Ja, hy het as meer dit kom by penalties. as dit kom by penalties, dan obviously, maar as dit kom by sokker, ons het al hierdie gesprek gehad. Messi is die GOAT. Kyk, hy's 'n playmaker. Hy het die meeste hy het sy assists, hy het die meeste trofees, Golden Boots, Ballon d'Ors, World Cups. Herinner my gou wie het nie 'n World Cup nie. Ek kan nie onthou nie, maar dit is so ou wat sê So Ronaldo het nie 'n World Cup nie. Niks teenoor Ronaldo nie. Ek love jou, maar ons sal seker kyk of ons 'n klip kan opsit. Maar daar's hierdie een waar een van sy spanmaats 'n doel aanteken of dan soos ricochet het van sy bout af, of wat. Op sy rug bout Dan slash. sien hy Dan maak dit asof sy goal is. dan dink ek bietjie hey, just tone it down. Wie is die goat wat jy eens was? Maar nou al die mense, eerstens, kom ek wil eers gou iets hier noem. Wat doen hy nou met in sy interviews en so, wat doen hy? Hy sê ag, World Cup is nie, dis nie so diep nie. Ja, maar Waar hy dit anders 3 saak jaar om te terug, doen, hè. waar hy hom 3 jaar terug totaal al bespreek en gesê dis wat hy graag wil hê. Wat doen hy met die Golden Boots? Wat doen hy met die Ballon d'Ors? Hy sê ag, daai goed se afval reek. Soos dan sê ek soos ou, mens doen nie dit nie. Mens doen nie dit nie. Ja, Nie dit waarvoor jy nog altyd gewerk het en omdat dit nou nie in jou rigting gegaan het nie. Ek sê Golden Boots en daai goed maak jou in afval nie die greatest player of all Ja, ek time. dink ook jy dit doen nie. Dit doen nie. Ek dink persoonlikheid op die veld, hoe jy is, hoe jy Wat jou skoor, spanmaats van jou sê. wat jou span is vir jou, hoe hulle jou volg, Ja. jou spanmaats. Daai is die belangrike Kom goed ek op sê die einde van ek die dink dag ook. ek dink weet jy wat vir my ek merk dit tog al op ek kyk baie onderhoude met spanmaats van Messi en Ronaldo en Messi kry dieselfde en die nie meer reg as Ronaldo deur hom soveel minder woorde te sê. En dis een ding wat jy moet Dalk onthou. moet hy nooit Engels praat. En het hy nie soos 'n 1.4 het Messi nou nie 'n 1.4 biljoen dollar deal Ja, weggewys 'n rukkie terug, nog voordat hy Jy weet? Miami gekies het. Ja. En dis wat ek Maar weet jy van hou. hoekom? Sê my. Sy rede was vir familiedoelendes. Sy Ja. familie wat gesê hulle wil eerder asseblief in Amerika gaan bly. Ja. En toe sê hy soos Ja, en "Maar dis hoekom as jy want- daai veel want dan geld het, gaan wat dit- maak dit saak? Ja, want dan gaan dit oor geld of gaan dit oor legacy, gaan dit oor jou verhoudings, gaan dit oor jou gemeenskap. Ek's maar net meer 'n Messi ou. En weet jy wat is die vraag? Dis asof vir Ronaldo sy legacy asof hy gedink het dis gekoppel aan wie die meeste betaal. Ja. Amper okay, hy's die suksesvolste sportman in die wêreld. Nee, hy is nie. Michael Jordan is. Sport in die wêreld wat tog speel. Ja, nee, vir geld gewys bedoel ek nou. Ja, maar dan kom jy Hy's een. Mayweather en Tiger Woods ook insit. Ja, ek weet nie Maar, eens wat die rank is nie. Maar ek weet Michael Jordan hy's is tog al eerste up there. Ja, want hy het Ronaldo is uit die vierde. air is Ronaldo 4de. van die mees betaalde speler in die wêreld. Ja. Maar ek As van die praat lys van op die kry. oomblik. Ja, op die oomblik. Maar bietjie ernstiger nuus weg van die sport af. Die antisemitiese wat's daai Ek weet woord? nie wat jy wil sê nie. Antisemitisme. Dankie. O. Mense wat nie van Jode hou nie. Wat ek heeltemal O. teen is. Die Jode wat geskiet is of daai groep mense wat aangeval is in Sydney, Australië, nê, nee, deur daai twee mans. Ja, ek dink Net ons gaan net kleinweg. ligtelik daarin raak. Ek weet nie Ja, maar ek feit dat jy net so op mense skiet. ja, so ons in Engels our condolences, ons simpatie en medelee met die families, die kinders en net om in 'n land te bly waar sulke goed gebeur maak my bang. Maar Soos dit sal my en bang maak. Jy weet in hoe erg is hulle in Australië oor gewere? Hoe erg is hulle daaroor Ja. soos ek bedoel so iets is baie makliker om in Suid-Afrika te gebeur, maar hoe gebeur dit daar? Eerstens. En dan wil ek vir jou vra ons moet eintlik in conspiracy theories begin gaan, maar mense hulle praat van die mense moet baie versigtig wees om die
die moslems, jy kry baie regse moslems. Ja. En dis waarmee ons hier saamstem. Dan kry jy moslems wat ook sê daai regse moslems is verkeerd. Ja. En ons maak duidelike onderskeid hierso. Ons diskrimineer nie niks nie. Maar hierdie regse moslems wat die wêreld wil oorneem, wat die mense wil doodmaak, daarvoor, dis moeilikheid. Ja. En ek kan nie glo jy want 'n moslem het self die een ou gekeer op die internet om dood te skiet. So dit wys jy daar's asof daar's hierdie twee pole. Daar's verdeeldheid. Daar's ook in die Christelike geloof en Christelike gemeenskap verdeeldheid. Jy kry ver regse Christene, jy kry ver linkse Christene, jy kry mense in die middel. Dis so met Jode, dis so met elke liewe kultuurgroep en geloofgroep wat daar is. Een realiteit en dis vir my hartseer. Is die twee mans wat geskiet het op hierdie groep mense, was 'n pa en 'n seun, né? Nee? Ek het nie dit En die seun is toe doodgeskiet deur die polisie. Ja. Nou probeer ek sin maak daarvan om hoe kry jy dit oor jou hart? Ek probeer verstaan hoekom jy dit sal wil doen. Weet jy wat se Ongeag probleem? wie se idee dit was ensovoorts. Dis my tragies dat 'n pa en 'n seun hulle lewens weggegooi het. Daar's hoeveel mense dood, hoeveel mense getraumatiseer. Dis my sleg. Maar weet jy wat se probleem? Die feit dat ons dit soos ons kan nie hierdie probeer verduidelik nie, want ek dink die hartkonsep is lankal verlore by daai tipe mense. Ja. Die feit dat jy bereid is om 'n geweer te vat en net all down te gaan op mense. Ja. Kom ek sê vir Die jou, hartgedeelte is weg. ja. Dis verlore. Dis eintlik jy weet op die einde wat ons kan doen is ons kan net bid vir hulle en vir die slagoffers se families ensovoorts, maar op die ou end is ons elke land moet uit hulle pad uitgaan om seker te maak hierdie goed gebeur nie. En met al die eerlikheid, een ding wat ek agtergekom het is een van die dinge wat bietjie al hoe meer gewild raak in Australië is die neo-nazi beweging. En toe ek daai sien, het ek gedink dis direk 'n neo-nazi aanval, want natuurlik is dit so. Dis eintlik verskriklik hoeveel haatgroepe daar eintlik in die wêreld ontstaan word, né? Nee? Soos in Amerika en selfs in Suid-Afrika. Dit is eintlik ja, dis baie sleg. Dis baie sleg. Maar dit laat my 'n bietjie dink aan Daan wat laas gesê het, destyds was die duiwel altyd die slegste persoon op die aarde. Ja. Maar as sit die video hierbo, ek Ja. wil dit ook nou 'n bietjie probeer wat al die mense altyd doen. Maar en nou is dit vergelyk dit elke keer met jy's Hitler. Ja. Dis nou nie die slegste Ja, persoon. dit want is metafories. Jy weet, mense kry 'n vergelyking. Ja, maar daar's niks erger as die duiwel nie. Maar Ja. mense dink Hitler is Maar wel die ding wat hy gedoen het was nou regtig nie nice nie. nie nice nie. So Ja, nee, baie erg is nie nice. Ja. Maar weer eens ligte noot terug sport toe. Ek en Joe het hierdie wat donderdag die cricket gekyk. Ja. Hierso Ons sal 'n fotootjie by opsit. Centurion Supersportpark. Nee, dit was die Pretoria Dis die Capitals, Pretoria Capitals. Dis teen die Paul teen Royals. Paul Royals. Ek's 'n Capital fan. Ons het verloor. Jammer dat Capital. Nice. Maar ja, dit was nog steeds ongelooflik. Ja, ons sal die foto opsit. Dit was 'n verskriklike lekker belewenis. Ons het gebid en gebid want wat sit ons as jy een met een hand een van die balle vang Ja, volle 2 miljoen, maar afhangend dan deel jy dit natuurlik deur die hoeveelheid mense wat dit al gevang het, maar en net so. Julle sou geweet het as een van ons daai bal gevang het. Ons sou nuwe mics gehad het, nuwe kameras, 'n nuwe studio en nuwe karre. en ons sou bots gekoop het dat ons views meer lyk. Ja, maar ons doen nie dit nie, Want want ons ons het nie is die geld eerlik nie. en ons is arm. En dis oukei, want ons is Sien, ook dis hoekom die Bybel sê dis makliker vir 'n arme man om deur die poort te gaan as 'n ryk man. Maar ja, kom ons gaan aan. Maar saam met die cricket, hoekom ons dit noem is hierdie jaar is die Wêreldbeker van die Wêreldbeker wat ook die span is klaar gekies. Laat weet ons van wat dink julle van die span? Ek sien baie mal daaroor en ek het gister 'n bietjie met Martin ook gesels, my goeie vriend. Hy sê hy kan nie verstaan hoe kies hulle hierdie spanne nie. Ek weet ook nie. Ek vind dit so interessant. Ek wonder hoe kies hulle dit of dit net met stats uit te waai het. Ek Want wonder jy is 'n paar goeie spelers in ons land ook. Ja, sien as Rassie ook die cricket afgerig het ek gesê daar's 'n plan betrokke. Ek is bewus van enige plan wat betrokke is hier nie. So, jy weet weer eens, hoop en bid. Ons kan net hoop en bid. Wat is die verskil though? Ek is relatief oortuig die Springbokke is die beste span in die wêreld op die oomblik. Dieselfde kan nie vir die Proteas gesê word. Nee, maar ek moet sê hulle Hulle is nie sleg cricket is 'n snaakse game. Dis nie soos rugby wat jy net oordominerend is nie. Soos vat byvoorbeeld Australië, Indië,
Suid-Afrika, Engeland, dis spanne wat almal so goed Pakistan, jy weet nooit wie wen nie. Ja. Dis altyd daai op die laaste oor wen hulle dalk of op die tweede bal of laaste tweede bal. En jy maak my eintlik kwaad en maak my negatief, maar as ek nou 'n Pakistan of 'n Indië supporter was en daai het gebeur, dan het ek 'n hartaanval gekry van blydskap. Jy weet, so dit gaan ook aan watter kant van die spektrum jy is. As jy verloor, niemand like dit om te verloor nie. As jy wen, almal like dit om te wen, tensy jy geld het op verloor. Sommer 'n hartaanval. Hey ou, Jezus, sport sport maak my is so baie emosioneel. opgewonde. Jy het absoluut geen idee nie. Okay. Maar in 'n geval, voor ons te swaar raak, kom ons sluit af met 'n oulike speletjie. Okay. So die hele idee agter die ding is, ek dink ons moet hierdie apart skiet, né? Ja. Ja, ons sal dit apart. Sien jy la, found it noggin. 4. Maar okay, kom ons gaan uit by die outro wat ons vir die video het. Ons sien julle vir ons volgende video. Ons het 'n paar interessante gaste wat kom regtig. Ja. Hier in Suid-Afrika is die potensieel daar om met mense te gesels van 'n baie groot kaliber. Sê jy? Spesiaal. Okay. Kom ons maak dit klaar. So hou ons dop. Hou asseblief die elke sosiale platform dop. Asseblief gaan follow ons, Ja, gaan bly subscribe. ingeskakel. Hier Ons is wil 'n nie lekker te naggy, plek. dit is 'n lekker plek. En dalk as jy hierdie kyk en jy dink, ja, hierdie sal lekker twee ouens wees om mee te gesels. DM ons, e-pos ons het 'n e-posadres gekry. Ek dink Herman weet al daarvan, ons het 'n e-posadres gekry. Lekker daarvan. O, weet jy daarvan? Nice. Ek het dit gedoen. Nee, ons dink aan iets anders. O, ek het so ons beide te e-posadres. Yes, ons het twee Ja, e-posadresse. daar's 2. Link in bio. Ja, check. Maar nog 'n ding. Ondersteun. Enigiets wat ons nou hier gesê het, al is dit oor die politiek, al is dit oor die sport, enigiets. Asseblief, ons is baie nuuskierig om julle kommentaar te hoor. Ja. Ons weet daar gaan 'n paar ouens nou natuurlik vir ons of glimlag as hulle ons opinies oor byvoorbeeld Ronaldo en Messi hoor. Laat weet ons hoe jy daaroor voel. Hoekom is Ronaldo die GOAT? Hoekom is Messi die GOAT? Hoekom sê julle saam dat hy meer nou omgee oor geld as legacy? Ons sal baie graag julle opinie wil hoor. Ja. Maar ja, bly ingeskakel en julle sal ons dan weer seker volgende week sien. En as julle vir ons enige iemand ken wat hou van ons visie en jy wil R50,000 oorplaas, ek en Herman is Minimum reg van daarvoor. 100. Dankie. Ek Okay. soek 'n splinter nuwe kar. Nee, hierdie gaan nie vir ons eie goed gaan nie, dit gaan vir die podcast. Skus. Ons soek 'n ons gaan 'n Harry en Joe Joe. minivan kry. Ja. En roomhuis verkoop. En roomhuis verkoop. Wag gou. Cheers julle tot 'n volgende keer. Cheers julle tot 'n volgende keer.